O Here, dankie. Dankie dat ons nie net kan sing van U liefde nie. Maar dankie Here, dat ons kan weet, ons is U beminde. Dankie Here, dat U, die almagtige God, ons bemin. En dankie Here, dat die enigste iets waaraan ons hoef te sink, is om te sink in 'n see van U liefde. Dankie Here, dat op hierdie aarde niks ons uit U hande kan ruk nie. En niks ons kan laat sink nie. Want o Here Jesus, U is ons prys. En dankie dat U ons prys is, en dankie dat U vandag persoonlik self hier is. En daarom Here, kom ons en verklaar ons in die naam van Jesus, ons oop vir U woord. Ons sien uit vir lewende woord van God, dat U self in elkeen van ons U woord sal bring, en dat U woord lewendig sal wees in ons, en gestalte sal kry in ons lewens. Amen. Nou ja, goeiemôre aan elkeen van julle. Dit voel vir my, vandat ek laas hier was, het ek 'n hele paar omswerwinge gehad. Ek was nogal deur 'n paar provinsies ook, maar ek is dankbaar om vandag weer saam met julle te kan wees. Nou, vanoggend se boodskap, dis 'n interessante pad, veral die afgelope week sal ek sê, kom ons sê van verlede Sondag af tot nou toe, wat ek en die Here saam kon stap, en wat my gebring het by vanoggend se boodskap. Nou, kom ek begin om in Gauteng. Ek het die geleentheid daar gehad verlede naweek om met 'n groep tieners van die Oosrand te praat oor waarde en identiteit, jou ware identiteit. En ek dink dit was die begin van hierdie boodskap, want dit werk mos maar so, wanneer jy begin oplees, en wanneer jy self die Here hoor bedien in jou hart, raak jy opnuut net weer bewus van waarde en identiteit. Dit was die een deel. En dan die ander deel het so uiteindelik maklik gekom, maar het met baie seer gekom. Ek het met die vorige ronde vir julle vertel dat ons familie die afgelope Desember nogal 'n moeilike, ek wil nie sê 'n mylpaal nie, maar 'n moeilike punt bereik het. My ma was in die hospitaal, en die uitslag van die dokters was dat sy nie meer langer onafhanklik op haar eie in veiligheid sou kon aangaan nie. En van daar af moet ons nou begin rondspring en planne maak. En my ma tot nou toe by my broer gekuier in Gauteng, net om so 'n bietjie te herstel, ook maar van die skok van die, noem dit dan, diagnose. En dan nou ook sommer net van die hele hospitaal ding te herstel. En toe ek nou terugkom van Gauteng af, het ek haar teruggevat Bloemfontein toe, waar sy nou vir 'n ruk eers weer alleen by die huis gaan aangaan, dat ons sien hoe gaan dit met haar daar. Nou, die van julle wat nog nie my ma ontmoet het nie, ek dink is die meeste van julle. Sy is 'n seentjie ma, ons is net 3 seuns. Sy was 'n skooljuffrou ook, en ek dink amper, ek sê nie sê sy het witbroodjies gehad nie, maar sy verstaan 'n seentjie se stoutigheid baie beter as wat sy 'n dogtertjie se geite verstaan. So, dis my ma, 'n regte seunsma. En tog ten spyte van dit 'n besonder fyn en klein vrou. Maar ek het probeer dink die afgelope week, ek kon nie dink aan 'n keer in my lewe. Miskien met my oupa se begrafnis,
waar ek my ma sien huil het nie. Sy het haar huil binne gehuil en wanneer sy weg was van ons. So dis my ma. So het ek haar toe nou hierdie week by die huis gaan versorg, seker gemaak sy's reg. Ag ja, dis 'n lang verhaal. En ek kom toe natuurlik te laat uit Bloemfontein uit op pad terug Jan Kemp toe. So nou begin die son al val op die pad terwyl ou daai simpel stuk pad Petrusburg, Kimberley, Warrenton, Jan Kemp ry. Nie my gunsteling pad om te ry nie, oppervlak lieflik, maar julle ken die voertuie, veral nog met die son van voor. Ek was daai dag geseën, daar was 'n wolkbank so met sonsondergangtyd, so die son het vir 'n tyd lank agter hierdie wolkbank ingesak. En hier bel my ma my, want sy is nou bekommerd oor hierdie laaitjie van haar wat nou in die amper donker te ry, en hy weet eintlik hy mag nie dan ry nie, maar hy luister nie vir sy vrou of vir sy ma nie, so hy ry nou terug huis toe. En sy bel vir my net so kort verby Petrusburg, kry ek die oproep van my ma, en ons gesels, en toe sy nou begin totsiens sê, breek haar stem. Net by die wete dat sy nou weer, sy het vir 'n naweek kon sy haar 2 seuns almal, my kleinboetie is mos al oorlede, soos die 2 van ons oor, om dieselfde tafel hê en ons kon saam wees, en nou is dit net sy in haar alleenheid en die onsekerheid van die toekoms, en daar breek haar stem oor die telefoon, en niemand mors met jou vrou of met jou ma nie, dis net hoe dit is, so, daar is ek flenter, gelukkig het sy neergesit, maar die trane wat sy begin huil het, trek ek toe mee los, ek is amper van die pad af, hier moet ek omtrent vir 'n kar koes, en in daai oomblik van wat ek net voel, julle ken dit, ons sit as kinders blokkies gebou, en dan bou jy hom tot op 'n stadium, en as hy bo kom, dan moet jy hom in jou hande hou, en jy weet, as jy nou gaan los, gaan daai hele torenkie homself te pletter val. Ek weet nie of julle dit ook so, en dan kom jy broer nog, en hy tikkie onderste, en hy dan val hy in elk geval. Ek kry toe daai gevoel, toe ek nou hier verby Petrusburg is, tussen daai koppe. Ek moet nou hou. Want die oomblik as ek my hande gaan wegvat en gaan laat gaan, dan gaan hierdie hele emosionele ding bars, dan gaan ek hier in stukke val. En in daai moment van emosie, dink ek by myself, die wêreld is nie 'n lekker plek nie, hy is 'n flenterstukkende plek. As ek dink in die afgelope tyd, dink ek het ons baie meer met die seer en die snykant van die lewe te doen gehad as met die vreugdeskant. Dis hoe ek toe nou op daardie stadium voel. En my gebed in 'n oomblik van hartseer is, Here, in hierdie stikkendheid, in hierdie flenterheid, in al hierdie dinge wat gebeur, in al hierdie omstandighede, in al hierdie seer, in al hierdie oorloë wat nou hier in die gang is, waar hulle mekaar flenterbom. Here, hoe bly ons heel? In al wat in my gedagte kom, die heelheid van Jesus. Dit kom duidelik in my hart op, die heelheid van Jesus, en in daardie selfde tyd kom die son so half onder deur daai bank, en hy stoot 'n glans uit wat my weer amper van die pad af laat ry. En dit is vanoggend se boodskap, die heelheid van Jesus Christus, om heel te wees in, ons gaan 'n bietjie kyk, ons het al baie gekyk na in, maar om heel te wees in. Nou, net 3 punte, daar's baie meer, maar om die heelheid van Jesus te ervaar, absoluut, in jou lewe, nie net te ervaar nie, om die heelheid van Jesus te leef, om in sy heelheid te leef in 'n gebroke wêreld, om in sy heelheid heel te bly in 'n stikkende wêreld, om in sy heelheid heel te bly wanneer aanslag kom, om in sy heelheid heel te bly wanneer dit te goed gaan, om in sy heelheid heel te bly in die sukses van die lewe, om te alle opsigte heel te bly. Net 3 stappe. Die eerste ene, ken jou identiteit en jou stand. Nou hy en die volgende 3 is so bekend in ons gemeente dat dit amper oorbekend raak.
Ek is bang vir bekend, want bekend lei maklik tot oorbekend. En oorbekend lei baie maklik tot blasey. Nou ek voel eerder flenter en stikkend as wat ek blasey is. So kom ons kyk net weer opnuut en ons laat waarheid toe om ons net weer opnuut en vars te oortuig van wie ons is. Nou, ons ken almal Psalm 8 vers 6. As ons hom lees, Dawid wat hy uitroep in Psalm 8 vers 6. Hy begin met, wat is die mens dat een hom dink? En dan sê hy, u het hom, dit is die mens, 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. En ek is so opgewonde om te sien, in veral van die nuwe Engelse vertalings gebruik hulle die ou oorspronklike Hebreëse woord, Elohim. So totaal verkeerd vertaal hierso. U het hom weinig minder gemaak as die almagtige Elohim, die almagtige God homself. En by dit, hoe u hom gemaak het u hom met eer en heerlikheid gekroon. Wanneer jy na jouself kyk, daar waar jy nou vanoggend jouself bevind, besef jy wie jy is. Besef jy dat jy, kan ons daai besef, kan hy in ons hart insink, weinig minder as die almagtige God self, nie God nie, nie hy nie, weinig minder, en met eer en heerlikheid gekroon. Wanneer jy môre in die werk instap, en daar's dalk konfrontasie, kan ek en jy uit die kar uitklim, wetende, ek is gekroon met eer en heerlikheid. Weinig minder as die almagtige God. Julle ouens wat skool gaan, as jy daar afklim môre, en jy sien daai klompe wat vir jou wil down, want hulle is mos maar altyd daar by 'n skool, dan weet jy, ek is met eer en heerlikheid gekroon. Wat maak hierdie besef, hierdie feit, hierdie wete aan jou lewe? Het dit al die manier waarop ons optree verander? As ek weet, ek is met eer en heerlikheid gekroon, het ek nie nodig om meer af te praat van iemand anders te nie. Het ek nie nodig om enigiets negatiefs oor 'n ander een kwyt te raak, sodat ek dalk kan voel, ek is dan net so rapsie beter nie. Goed, en dan die tweede ene. Ons weet Adam het totaal en al opgemors, en mens kan begin wonder of ons dan nou nog die eer en heerlikheid het. Maar dank die Vader, dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gestuur het, en dat Jesus die volle prys betaal het. Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer, het hy vir altyd, lees hom mooi, vir altyd, nie vir 'n rukkie nie totdat jy weer droog maak nie totdat wat ook al nie, vir altyd volmaak die wat geheilig word. Volmaak, reggemaak, volmaak om in eer te herstel, volmaak sonder enige gebrek, volmaak, heilig en rein. Dit is wie jy is. En een van die grootste, ons ken dit, ons weet dit, maar een van die grootste dinge van die duiwel, daai twee, om jou te oortuig van minderwaardigheid, of vir jou van skuld te probeer oortuig, waarmee hy altyd besig is van die begin af, word al twee weggevee, net hier aan hierdie twee gedagtes, nie vashou nie, om hulle jou eie te maak. Kan ek vir jou vra, ons wat hiermee groot word in ons gemeente, as ons glo, dat God sê hy sal nooit weer aan ons sondes dink nie. As ons glo dat hy die prys vir ons stand, nie vir ons wandel nie, ons maak droog. Ek praat van ons stand, hoe hy ons sien, volmaak, afgehandel, klaar, niks meer wat jy kan bysit nie. As ons dit absoluut weet en glo, kry ons dan reg om te alle tye met volle vrymoedigheid na hom toe te gaan?
Of is daar tye wat 'n mens so 'n bietjie meer vrymoedigheid voel en so 'n bietjie op ander kere weer minder vrymoedig voel? Die hele prys van Jesus Christus gaan oor een ding, en dit is punt nommer 3, oor sy geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons is nie net met eer en heerlikheid bekleed nie. Ons is bekleed met die mantel van God se geregtigheid. Vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Nie net jou sonde gedra nie, hy het elke misstap, elke verkeerde gedagte, elke verkeerde dingetjie het hy self geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God en met klem in hom. Wat beteken dit? Dit is reg tussen ons en God. En so sal dit bly vir altyd. Hoekom? Sodat ek en jy te alle tye ons vrymoedigheid kan behou om na God te gaan. Vryheid, ken ons, is nie om te maak wat ons wil nie. Vryheid is om te enige tyd sonder skaamte voor hom te kan staan. En onthou julle die koeldrank, 'n beeld van so 'n paar weke terug, om een te word, soos wat as jy water en koeldrank meng, dit een word, om so een te wees met God in ons. So die eerste 3 punte. Ek het die identiteit in Jesus Christus, wat sê ek is sy kind. Wat sê ek is met eer en heerlikheid en met geregtigheid gekroon. Jesus het alles gedoen vir my, uit liefde vir my. En dan die laaste van hierdie 4 punte. Ek en jy het 'n nuwe gees. Die gees van Jesus Christus leef in ons. Ons weet, die woord sê, dieselfde krag waarmee hy opgewek is uit die dood, leef in ons. So in jou is die opstandingskrag en gees van Jesus Christus. In jou is die liefdesgees van Jesus Christus. In jou is die oorwinningsgees van Jesus Christus. Nie net sy oorwinningsgees nie, sy hele oorwinning het hy vir jou gegee en sy gees om daarin te leef. Ek en jy het 'n nuwe gees. Ons het nie meer die oue nie. En kom ons kyk dan, wat gebeur met iemand met 'n nuwe gees, as ons kyk na Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny, om weer te vrees. Wat beteken vrees? Hy kom van die Griekse woord phobos af, en dit beteken om op die vlug te slaan en geïntimideer te word. Kom ons stop net gou-gou daar. Ek en jy het nie 'n gees wat enigsins kan vrees of deur enige iets of enige iemand geïntimideer kan word nie. Ek het vroeg in my lewe besluit, dit was 'n keuse, gegrond op een ding, nie op my nie, maar gegrond op die prys wat Jesus Christus vir my betaal het en wie ek in hom is, dat geen mens my in my lewe sal bedreig nie, en dat geen mens in my lewe my sal beïndruk nie. Niks en niemand bedreig my of beïndruk my nie. Ek kies wel dat daar hordes mense, honderde mense is wat my inspireer. Dit is 'n keuse. Ek en jy het nie 'n gees in ons lewe, wat in ons is, wat deur ons leef, wat kan vrees of geïntimideer word nie. Dis die gees wat ek en jy ontvang het. So geen omstandighede, geen toekoms, geen nuus, geen diagnose, niks kan jou intimideer in Jesus nie. Jy kan jou vrede in al daardie omstandighede behou. Kom ons lees hom verder, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees, op die vlug te slaan of geïntimideer te word nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba of Papa Vader. Het daardie volle waarheid al in jou hart tuis gemaak?
Het hy al jou gedagtes oortuig? Het jy al besef wie Jesus jou gemaak het, dat jy met vrymoedigheid voor die almagtige God kan sê, Papa Vader, wat 'n genade, wat 'n groot liefde, en wat 'n bron van krag, om te weet, my Papa, my Pa, my Vader, is die God, en ek is sy seun, ek is sy dogter. Dit is hoekom dit maklik is om dan te dink, wat is daar, wat my kan laat vrees, wat my kan intimideer, en dan kom ons by vers 37, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom, wat ons lief gehad het. Ek weet, ons almal weet, dat dit 'n leuen sou wees, as ek vanoggend vir julle sê, alles kom net so reg. In al my kere van benoud wees, in al die kere wat ek verslae gestaan het ek nog nooit, nie een keer, Jesus gehoor sê, wat vir my sê, toe maar alles sal regkom nie. Alles in die lewe kom nie reg nie. Ek is 'n lewende getuie daarvan. Alles gebeur nie soos wat ons dit sou wou sien nie. Maar in een ding is die absolute refrein van Jesus se woorde. Ek onthou 3 jaar terug in absolute groot nood, elke skrif wat ek lees kom op hierdie een ding neer, ek is met jou. Kan ek dit weer sê? Die troos is nie, toe maar wat, moenie worry nie, alles sal regkom nie. Die troos is die lewendige, almagtige skepper van hemel en aarde. Die groot God, die enigste, is by jou. En hy's met jou. En hy het jou. En hy sal by jou bly elke tree van jou lewe. En dit is hoekom Paulus hier kon uitroep, in al hierdie dinge. Alles was nie fyn by hulle nie. In marteling het hulle geweet, God is by hulle. In al hulle verliese wat hulle gelei het, was God by hulle. Jou God, my God, is groter as enige iets en enige iemand. En in hom, met sy gees in ons, maak hy ons meer as enige iets. Dit is die nuwe gees wat in jou en my bly. En dit is hoe ons kan uitkom by die heelheid van Jesus in 'n flenterwêreld. Om te weet wat in hierdie, kom ons noem dit brouspil, in hierdie druk is ek veilig. Want ek is in die hande van die Almagtige. En ek is by hom. Kan ek vir jou vra? Vir myself vra? Om absoluut eerlik te wees vanoggend. Met jouself en ek met myself. My troos in die lewe. My hoop in die lewe. Is dit geskoei op die uiterlike, op tydelike omstandighede wat so in 'n oogwink verbygaan? Of is my troos en my hoop en my vreugde en my vervulling en my rus in die feit dat die almagtige God my Papa is? En dat hy sê, ek sal in enige iets wat jy verkeerd gedoen het, nooit weer dink nie. Ek is by jou. Niks kan tussen ons staan nie. Jou sekerheid in omstandighede. Is dit jou posisie, finansiëel of waar jy jou bevind, jou sekuriteit? Of is dit in die feit dat die oorwinningsgees van Jesus Christus kragtig binne in jou 'n werklikheid is, kragtig binne in jou lewendig is? En dis die troos. Dis nie net 'n troos nie, dis die vreugde.
En dit is wat maak dat mens kan uitjubel sonder om te skroom, hoe goed is U. Selfs wanneer die wêreld uitmekaar uitval, hoe goed is U, want dit verander niks in God se hart nie. Weet julle daardie gees van onderskeiding, of die gees, as jy hom lees, van julle het nie meer 'n gees van vrees nie, maar julle het 'n gees van onderskeiding. Dit gee ook vir ons die gees om te kan onderskei tussen wat waar is en wat leuen is, wat van God afkom en wat van die duiwel afkom. So dit is dan ons eerste, om te weet wie ons is, en waar ons sekuriteit lê, en waar ons man wees lê en waar ons vrou wees lê, in die feit dat ons seuns en dogters is van die Allerhoogste. Dan ons volgende punt, genees van gebrokenheid. Ek sou verkeerd gepraat het vanoggend as ek vir jou gesê het, gaan na Jesus toe as jy gebroken voel, sodat hy jou genees van jou gebrokenheid. Dit sou net bloot nie waar wees nie. Ons kan nie na Jesus toe gaan, sodat hy ons kan genees van ons gebrokenheid nie, want hy het dit klaar gedoen. Dit het reeds gebeur. As ons kyk na Jesaja 53 vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra in die verlede tyd. Hy het klaar elke liewe traan het hy op hom gedra. Beteken dit, ons mag nie meer huil nie? Nee, wat is die voorbeeld van Jesus? Hoeveel keer het hy nie gehuil nie? Hy het nie net gehuil nie, hy het geween. En weet jy wat is ween? Ween is daai, ek wil amper sê daai lekker huil. Daai huil wat man jou oë en jou neus, alles loop saam. Al hierdie gemors kom uit jou uit. Ons lees in die woord dat Jesus geween het. Dis aan om te huil. Dis reg om te huil, want dan kan die emosie uitkom. Maar hy het reeds ons genees van ons gebrokenheid. Kom ons lees Jesaja 53 vers 5. En hy is oud en bekend in ons gemeente, maar kom ons kyk hom woord vir woord. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Kom ons stop net daar. Kry in jou gedagte die beeld wat jy het van Jesus. Daai wat jy kan prentjies soos toe hy op aarde was. Dalk nog van 'n ou kinderbybelboek af, dalk van 'n fliek wat jy gekyk het. Sien hom as die werklike mens wat hy was op aarde. Sien hom dan waar hy vir jou, kom ons maak dit sommer persoonlik ook, maar hy is ter wille van my oortredinge deurboor. Dat daardie prentjie van Jesus wat lewendig is in jou gedagtes, deurboor is vir jou. Ter wille van my ongeregtighede. So ons almal, maar vat dit vanoggend persoonlik, van my ongeregtighede is hy verbrysel. 'n Kragtige woord. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar verlede tyd vir ons genesing gekom. Wanneer ek dan stikkend is, wanneer ek dan flenter is, wanneer ek dan gebroken is, ek het gesê ons gaan nie na Jesus toe vir genesing nie. Ek gaan na hom toe. Onthou julle die woordjie lament, en ek gooi daai stikkendheid, ek huil my hart voor hom uit. En as jy na my aard gaan dit nie net een keer wees nie. En ek huil dit voor hom uit. En wat doen hy dan? Dit is wat hy doen. Hy sê ek het vir jou 'n trooster gestuur, 'n trooster, om wat te doen? Om jou te herinner aan geregtigheid. So wat gaan dan gebeur? Ek kom in my hartseer, en hy vertroos my.
En hy kan, want hy weet hoe dit voel. Elke liewe emosie op aarde het hy beleef. Elke stukkie van verwerping het hy ervaar. Hy weet hoe dit voel om veroordeel te word. Hy weet selfs hoe dit voel om tot in die diepste hel te gaan. Hy was daar. So ek kan met gerusheid by hom troos vind. En terwyl hy my troos, gaan hy my oortuig. Waarvan gaan hy my oortuig? Van sy liefde, van sy nabyheid, van sy krag, van sy woorde wat sê, ek het jou. En hy gaan my ook oortuig van wie ek in hom is. So wat ook al die ding is wat my laat gebroken voel. Dit is nie my identiteit nie. Hy gaan my in sy teenwoordigheid, wanneer ek troos by hom vind, gaan ek by hom, of wanneer ek in dankbaarheid na hom toe gaan, en sommer net jubel en juig voor hom, elke liewe keer gaan hy vir my sê, hier's jy, ek. Nou kan ons besluit, is ek gelyk aan my prestasie? En hy gaan sê, nee, jy is gelyk aan eer en heerlikheid. Dis waar jou waarde lê. Is ek gelyk aan my diagnose? Word ek daardeur gedefinieer? Nee, ek is meer as dit. In Jesus, hy is groter as dit. Is my identiteit? Is ek my alleenheid? Nee. Is ek my titel? Nee. Is ek, wat 'n prentjie ook al ek van myself het, gaan hy my oortuig. Ek, die lewende God, is meer as dit. En ek leef met my volheid in jou. Jy is meer as dit. En dan vind ek troos. Die woord wat Jesaja hier gebruik, is die Hebreëse woord vir vrede. Shalom. Wanneer ek dan in 'n tyd is waar ek wag. En wag beteken om te rus in hom. Waar ek op sy skoot gaan sit, waar ek in sy nabyheid gaan sit. Selfs wanneer dinge nog nie beter lyk nie, het ek vrede. En dit beteken volledigheid. Dit beteken welstand. Dit beteken veiligheid. Dit beteken selfs voorspoed. Dan kan ek dit ervaar. Want my veiligheid en my voorspoed lê in die almagtige God wat my bemin. Kan jy die prentjie sien van genees en gebrokenheid? Kan jy die uitnodiging hoor van Jesus wat sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle my vrede gee. Julle sal my ontvang. So al wat hy dan doen, hy luister, hy troos, en hy oortuig jou van die prys wat hy vir jou betaal het, en wie hy in jou lewe is. 'n Nuwe gees. En dan by hierdie nuwe gees kom ons by die laaste punt. As ek dan die nuwe gees in my ontvang en toelaat, 'n nuwe manier van dink, nie net 'n nuwe manier van dink nie, 'n getransformeerde denkwyse, heeltemal getransformeer. Kom ons kyk Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie gelyk word aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die woord wat daar gebruik word is metamorfo. En ek het toe ek metamorfo opsoek, eintlik daai 12 vers 2 opsoek in die betekenis, het ek met 'n glimlag gedink aan Anton se boodskap van 'n klompie jare gelede. Die van julle wat hier was, sal dit sekerlik nog onthou. Vanuit sy ervaring met die goggas en die goeters het hy vir ons die hele proses van 'n metamorfose verduidelik. Te kosbaar. Ewigheidswaarde.
Die uitnodiging van Jesus vanoggend aan jou en aan my, deur Romeine 12 vers 2 is, moenie laat die geraas en die gelawaai van die wêreld jou aandag aftrek nie. Laat jou gedagtes 'n metamorfose ondergaan, en daarmee saam jy ook. Voordat ons verder lees, kom ons kyk net die volle betekenis van metamorfose. Om te verander. Dit beteken om iets grondig te verander, na sy voorkoms, sy aard en sy struktuur, om te omskep, om in 'n nuwe toestand te wees. In 'n toestand van rus in Jesus. Die vraag is, waar sien ek en jy onsself? As jy dink aan 'n metamorfose, het ons 'n wurmhouding? Sien ons onsself as 'n arm wurmpie, wat nou ook maar niks is nie? Dis nie jy nie. As dit enigstens nog ons beeld is, kyk weer na die prys van Jesus Christus. Jy moenie daai prys beledig nie. Want daai prys het gemaak dat niemand ooit weer 'n wurm sal wees nie. Daar is nie so iets nie. Nie voor Jesus nie. Die tweede fase, of bevind ons onsself as 'n papie, nog vis, nog vlees, lekker blasey, bereik ook nie my volheid nie, het 'n lekker tyd op aarde, ek voel gemaklik, selfs voel gemaklik met my verhouding met die Here, maar daar's geen lewe nie, daar's geen krag nie, daar's geen passie nie, hy so dormant soos 'n papie, toegedraai in homself, toegedraai in sy eie wêreldjie, toegedraai met sy eie belange, toegedraai met sy eie voor- en afkeer, koning daar van die papie, van die kokonnetjie. Maar daar's nie lewe nie, want daar's nie verhouding nie. Of kry ons onsself gesien as die fase waarin Jesus Christus ons voorbestem het, om die skoenlapper te wees, die vlinder, dat sy vlerke kan wapper, wat die vreugde kan hê om van die een blom na die ander te gaan, 'n nektar wat soet is soos heuning uit te suig. Om God se, en dit bring ons by die tweede deel, kyk gou wat is sy wil, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef. Wat beteken beproef? Dokimatsu beteken om te bewys, om uit te probeer, om te try dit, om dit goed te keer, om te onderskei en toe te laat. Wat sê dit? Om soos daai skoenlapper, daardie goedheid van God, stel dit op die proef, gaan in die blom en suig daai nektar uit. Ervaar dan die vreugde van 'n lewende verhouding. En ek en jy het nie die ligte vlerkies van 'n skoenlapper nie. Hy gee vir ons die kragtige vlerke van die arend. Dit is my en jou keuse. Of ons gaan toelaat om getransformeer te word. Al hierdie ander, die identiteit het ons niks meer te doen nie. Jesus het alles gedoen. 'n nuwe gees, ons kan hom innooi. Hy is nie ons werke nie. Maar hierso, Romeine 12 vers 2, die laaste punt. En dis dalk die kritieke punt. Daar lê nie in God se hande nie. Hy sal in die deur bly klop. Hy sal ons keer op keer oortuig van waarde en van waarheid. Maar hy sal nie vir jou kies nie, want hy is liefde. Daar is 'n keuse om te kies vir jou ware identiteit. Om te kies om jouself nie te sien as die wurm nie, ook nie in 'n kokon te bly nie, maar om te kies om daai vlerke oop te maak en sy absolute hemelse goedheid in jou lewe te ervaar, in alle omstandighede. Dit is die keuse. Ek
gaan, terwyl ons op die bekende is, so 'n tyd gelede, ek en Tannie Wilna gepraat oor hierdie ene, daardie human begrip. Kom ons som sommer vanoggend op met hom. As die Engelse, dit is seker een van die slimste woorde van hulle. Die keuse vir my en jou vandag, of ons gaan wees soos wat Jesus ons bestem het. Ons kan val vir nommer 2, human condition. 'n Mens kan sommer in Engels hoor, dit is nie hoe die woord bestem was nie. Waar ek kies om myself te sien as 'n slagoffer. Waar ek kies om 'n ander identiteit as die identiteit van Jesus Christus aan te neem. Ek sê weer, dit is reg om platgeslaan te voel. Dit is reg om selfs daar op die grond te sit en huil. Maar daar kom 'n dag waar ek in die krag van Jesus Christus opstaan. Of selfs terwyl ek daar sit, waar ek kies om myself te sien volgens sy identiteit. Keuse begin by die opstaan, dan by die eerste tree in sy krag, waar ek sê, ek lei nie aan 'n kondisie nie. En dan op pad na my tweede tree toe kan ek vir eenmal terugkyk na daar waar daai klokkie nou lui. En dan kan ek daarvoor sê, en dit is 'n belangrike deel, no more. Nie weer nie. Ek gaan nie terug in daardie valse identiteit nie. En dan kan ek in sy oorwinning staan. Nie een van ons is 'n human condition nie. Human doing, die wêreld sal sy alles gee om ons te oortuig dat ons moet doen. En die lekkerte van geregtigheid, die lekkerte van die identiteit van Jesus Christus, is dat niks aan hom kan plak nie. Die wêreld kan maar kom en hy kan jou vol swart stickers plak. Dit gaan nie jou waarde verander nie. Die wêreld kan kom en hy kan jou vol goue stickertjies plak. Dit sal nie aan jou bly sit nie, want dit is nie jou waarde nie. Die wêreld probeer om ons te oortuig van human doing, dat ons daar waarde moet vind. Maar in die heerlikheid van Jesus Christus is al wat ons is, al wat ons hoef te doen, is om te wees wat die woord bestem het. Daai Engelse woord het bestem human being. En die woord van God, die waarheid, het jou bestem om te wees. Om te wees in alle omstandighede. En wat beteken wees in alle omstandighede? Hierdie is nou sommer 'n verdraaiing, maar dit verduidelik hom mooi. Om te be beteken wees, en uit die if wat ek vir in, wees in, of ek kan sommer die hele woord, ja, be in, en waarvoor staan daai? In die gees, ons maak hom 'n hoofletter, die gees van God. En wanneer ek is in verhouding, in eenheid, soos daardie koeldrank gemeng, dan rus ek in vrede. Want ek is 'n human being. Ek is presies in die identiteit wat God my gemaak het. En ek kan ontspan. En so sal ek, so waar is wat ek hier staan voor julle, so sal ek heel wees en heel bly in Jesus. In die hartseerste dele van die lewe, in die vrolikste dele van die lewe, is my heelheid verseker in Jesus. Mag julle, mag ek, mag elkeen van ons besef wat Jesus vir ons gedoen het. Mag ons sy heelheid ervaar. Mag ons dit nie net as 'n troos ervaar nie, maar mag ons dit met die vrolike vreugde van 'n pragtige skoenlapper geniet. Want die lewe is dalk flenter.
Maar in Jesus kan ons in die flenterigheid die nektaarblomme raak sien en hulle opsuig. En weet jy wat? As ek en jy leef in ons identiteit van heelheid, kan ons kom by die punt waar ons Jesus se heelheid aansteek na die gemeenskap om ons. Want die antwoord op hierdie wêreld se stikkindheid is die heelheid van Jesus. En daardie heelheid is sigbaar in jou en my. Mag ons leef in sy heelheid, mag ons die vreugde daarvan ervaar. En mag dit aansteeklik wees vir die wêreld om ons. Ons maak ons oë toe, dan kan ons saam bid. Here, dankie dat in alles U getrou is. Dankie dat ons nooit wonder oor U nie. En Here, dankie dat U ons liefgehad het en altyd sal lief hê met U alles. Ons eer U, o Here, as ons God. En ons dankie, o Here Jesus, dat U U heelheid vir ons kom gee het. Amen. Ja, gepraat van nektar, daar is lekker koffie, daar is lekker sap. So kom ons kuier nog lekker saam, geniet die week.